Familie, goeiemôre en baie welkom by vandag se boodskap. Dankie dat jy vanoggend weer saam met ons inskakel. Van waar ook al jy vanoggend inskakel, wil ek vir jou sê baie welkom by vanoggend se aanlyn diens. Ek wil vanoggend begin, voordat ons gaan kyk na die skrifgedeelte, wil ek julle iets interessant vertel oor wingerde. Nou as jy deur 'n wingerd stap in die groeiseisoen, lyk alles ongelooflik vol. Daar's lang takke wat groei in elke rigting. Blare is oral. Die wingerd lyk so gesond, so sterk, so vol lewe. En vir die oog van iemand wat nie werk vir die boer of die werk van die boer verstaan nie, lyk dit asof meer groei altyd beter is. Dit lyk asof 'n groter volume noodwendig groter sukses beteken. Maar, en hier is die maar, in 'n wingerd is dit nie so eenvoudig nie. Want hier is iets wat baie mense nie besef nie. As 'n wingerd net so gelos word, sal dit baie min vrug dra. Al die lewe, al die sap, al die energie van die wingerd versprei oor te veel takke, te veel blare, te veel groei. En wat gebeur dan? Die wingerd is vol. En dit kan vol lyk sonder om werklik vrugbaar te wees. Dit kan uiterlik so indrukwekkend lyk, maar innerlik nie sy doel bereik nie. En daarom kom die boer met sy snoeisker en hy begin sny. Hy sny die takke terug, hy verwyder die groei, hy snoei die wingerd. En as jy dit vir die eerste keer sien, kan dit amper vir jou ongemaklik voel. Jy kan wonder, maar wat doen hy? Hoekom doen hy dit? Want dit lyk asof die boer hierdie plant beskadig wat groei. Hy sny takke af wat gesond lyk. Hy verwyder groei wat sterk lyk. Maar elke boer weet iets baie belangrik. Die doel van die wingerd is nie net lewe nie. Dis nie net uitbreiding nie, nie net sigbare groei nie. Die doel van die wingerd is vrug. En familie, vanoggend is dit baie belangrik vir ons geestelike lewe ook. Want baie keer meet ons onsself verkeerd. Ons meet onsself aan besig wees, aan die momente wat in ons lewe is, aan sigbaarheid vir ander, aan produktiwiteit, selfs sukses in mense se oë. Maar Jesus kyk dieper. In God se koninkryk is die vraag nie, groei daar baie nie. Die vraag is, dra dit vrug wat God verheerlik. En wanneer onnodige groei verwyder word, vloei die lewe van die wingerd na die vrug. En dit is presies die beeld wat Jesus gebruik om ons geestelike lewe te verduidelik. As jy saam met ons reis die afgelope paar weke sê dit al gehoor het, dat daar is 'n snoeiproses en baie keer moet God snoei. En Jesus praat nie hier bloot net oor godsdienstige prestasie nie. Hy praat oor lewe wat uit hom vloei. Hy praat oor ware verbondenheid aan hom, oor heiligmaking, oor afhanklikheid en oor die Vader se doel om in sy kinders iets te vorm wat sy naam verheerlik. So, kom ons kyk vandag na die skrifgedeelte. Jesus sê vir ons in Johannes 15 vers 1 tot 2, die begin van Johannes 15, sê hy: Ek is die ware druiwestok, en my Vader is die tuinier. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy sodat dit nog meer vrugte kan dra. Nou familie, ek wil hê, let mooi op vanoggend wat Jesus hier sê. Hy sê nie God snoei net die takke wat misluk het nie. Hy sê die takke wat vrug dra, is die takke wat gesnoei word. En dit is reeds 'n belangrike teologiese waarheid wat ons vanoggend moet besef. In ons natuurlike denke sou ons verwag dat vrugbaarheid beteken, daar sal minder gesny word, nie reg nie? Maar in Jesus se beeld is dit juis die vrugbare loot wat die Vader se noukeurige aandag ontvang. En hoekom? Hoekom gebeur dit? Omdat die Vader nie net tevrede is met 'n beginvrug nie. Hy werk doelgerig na meer vrug en uiteindelik baie vrug. En dit beteken iets wat baie gelowiges eers later ontdek. Soms raak dinge moeiliker in ons lewens, nie omdat God ons verwerp het of van ons vergeet het nie omdat hy teen ons draai nie omdat hy sy guns ewe skielik wil wegsteek van ons nie, maar omdat hy in sy liefde besig is om ons voor te berei vir meer vrug. Familie, die God wat red, is ook die God wat vorm. Die God wat roep, is ook die God wat reinig. Die God wat vrug gee, is ook die God wat snoei, wat wegneem, wat wegsny. En dit is die reis wat Jesus hier beskryf. Van vrug
na meer vrug. En dit is ook vandag se titel van hierdie boodskap. Die eerste punt wat ek vandag wil maak is, God snoei die takke wat vrug dra. Nou wanneer 'n wingerd vry groei sonder snoei, gebeur iets baie interessant. Daar is baie blare, baie takke, baie groei. Dit lyk indrukwekkend, maar daar's min vrug. En daarom sny God wat die tuinier is, selfs gesonde groei terug. Nie omdat dit sleg is nie, maar omdat dit met vrug kompeteer. En onthou die doel is maksimum vrug. Wanneer die onnodige takke verwyder word, vloei die lewe van die wingerd na die vrug. En dit is presies wat God soms in ons lewens doen. Soms verwyder God dinge wat nie noodwendig sonde is nie. Dit is nie net noodsaaklik vir sy hoogste doel in daardie seisoen nie. En ons moet dit besef. As dit nie vir God nodig is nie, as dit nie vir God noodsaaklik is nie, gaan hy dit wegvat. En hierdie moet ons iets baie belangrik verstaan. Uit wat die tuinier doen, uit wat God doen. God se snoeiwerk in die lewe van die gelowige, ek en jy, is deel van heiligmaking. En heiligmaking beteken bloot dat God ons al hoe meer afsonder van homself en al hoe meer gelykvormig maak aan wie? Aan Jesus. Dit is nie bloot dat God slegte gewoontes uit ons lewe haal nie. Baie keer verwyder hy selfs goeie dinge wat te groot geraak het, dinge wat te veel ruimte opneem, dinge wat sy plek, God se plek begin inneem het, en dinge wat ons fokus steel van die bron van ware lewe. Familie, vanoggend wil ek jy moet besef, jy moet hoor, God is nie net geïnteresseerd in wat ons doen nie, hy is geïnteresseerd in wie ons besig is om te word. Hy vorm nie net ons aktiwiteite nie, hy vorm ons harte en daarom sal die Here soms dinge terugsny wat ons self nooit sou gesny het nie. Nie omdat hy wreed is nie, ons weet dit, maar omdat hy wys is. Nie omdat hy onbetrokke wil wees nie, maar omdat hy juis 'n goeie Vader is wat wil betrokke wees en wat ware vrugbaarheid wil sien in ons lewe. Iemand in die Bybel wat deur so 'n seisoen gegaan het, was Josef. Wanneer ons deur die Bybel kyk, sien ons hierdie patroon oor en oor. En ek wil hê, sien hierdie vandag. God het vir Josef 'n droom gegee, dat hy eendag nasies sou beïnvloed. Maar Josef het nie van die droom na die troon gegaan nie. Tussen die droom en die vervulling was daar 'n snoeiproses. Wat het gebeur? Josef is deur sy broers verraai, as 'n slaaf verkoop, vals beskuldig en in die tronk gegooi. En stel jou voor, jy sit in daardie tronksel en jy wonder of die droom wat God vir jou gegee het, fout was. Ek dink as ek dink aan my eie lewe, sou ek baie maklik gedink het, dit moes 'n fout wees, ek het verkeerd gedroom, ek het God verkeerd verstaan. Maar God het Josef nie vernietig terwyl hy in die tronk was nie. God het Josef voorberei. Want as Josef direk van 'n droom na 'n leierskapsrol gegaan het, sou sy karakter nie gereed gewees het vir die verantwoordelikheid van daardie rol nie. Die Here was besig om in Josef iets dieper as sukses te bou. Hy was besig om nederigheid, geduld, onderskeiding, selfbeheersing en afhanklikheid in hom te vorm. En die tronk was vir Josef nie die afwesigheid van God se plan nie. Dit was deel van God se plan. Die tronk was nie 'n straf nie. Die tronk was Josef se snoeiproses. God was besig om 'n man te vorm wat eendag nasies sou red. En hier sien ons 'n belangrike waarheid. God gee nie net 'n roeping nie. Hy vorm ook die draer van daardie roeping. Die gawes van God is belangrik, maar die karakter van die een wat daai gawes dra, is vir God net so belangrik. En baie mense soek die vrug, maar min mense verstaan die snoei wat die vrug vooraf moet deurgaan, sodat dit maksimum vrug kan oplewer. As ons kyk na Dawid se lewe vertel 'n soortgelyke verhaal, soos Josef se. Dawid is as 'n jong skaapwagter gesalf as koning, maar Dawid het nie van die salwing na die troon gegaan nie. En stel jou voor, jy word vertel deur Samuel wat hom gesalf het, jy gaan koning wees. En dan spandeer jy jare weggekruip in grotte. En Saul,
ons weet, het hom gejag. En Dawid het deur die wildernis gevlug, van grot na grot. Hy het in woestyne geslaap. Hy het in die groot grotte gaan wegkruip. En tog het iets besonders in daardie seisoen gebeur. Baie van die psalms, interessant, is in daardie jare geskryf. Gebede, worstelings met God, lofgesange, klagtes, vertroue, oorgawe. Die grotte vir Dawid was nie verlore jare nie. Dit was vormingsjare. Dit was snoeiseisoene. God was besig om die hart van 'n koning te vorm en Dawid moes leer dat die troon, hier is belangrik, nie sy identiteit is nie. Wat is sy identiteit? God is. Die kroon sou eendag op sy kop wees, ja, baie mooi. Maar eers moes aanbidding in sy hart gevestig word. En dit is wat God dikwels doen. Hy laat ons deur sulke soortgelyke seisoene gaan, soos wat Josef en Dawid gegaan het, waar die uiterlike miskien kleiner lyk, maar waar die innerlike, hier binnekant, dieper word, waar God besig is om ons te vorm, te groei. Want in God se ekonomie is die diep werk altyd belangriker as die vinnige werk. Die Here bou nie net publieke bedienings nie. Hy bou in ons private tyd, private getrouheid. Hy bou ook nie net met invloed nie, maar hy bou met intimiteit. En 'n kernsin wat ek vanoggend wil hê jy moet hier onthou, is God snoei nie jou lewe terug om jou seer te maak nie. Hy snoei dit terug om jou vrug te vermeerder. Dit bring ons by die tweede punt vanoggend. Snoei herlei jou lewe. Snoei herlei altyd iets. Dit herlei die energie van ons lewens. Ons het beperkte tyd, ons het beperkte aandag, ons het beperkte energie. Ons is geskape wesens, nie oneindige wesens nie. Net God is onbeperk. Ons is afhanklike mense met grense. En as alles net groei sonder fokus, raak ons besig, maar ons is nie vrugbaar nie. En een van die grootste geestelike gevare in ons tyd is nie altyd openlike rebellie nie, maar baie keer is dit verspreiding. Ons lewe word verdeel tussen soveel dinge. Soveel dinge wat ons besig hou, soveel dinge wat ons aandag soek, dat ons nie meer na die sentrale punt leef nie. En wie is daai sentrale punt? Dis Jesus. Ons is oral besig, maar nêrens is ons diep besig nie. Ons raak aktief sonder om werklik aan Jesus verbonde te bly. En daarom gebruik God snoei om ons lewe terug te bring na fokus, na eenvoud, gehoorsaamheid. Ek wil vandag vir jou sê, God herlei jou tyd. En 'n teks wat ek hier vanoggend wil lees vir ons en uit wil leer vanoggend is Efesiërs 5 vers 15 tot 16. Dit sê: Wees dus baie versigtig hoe julle lewe. Moenie soos dwaase mense leef nie. Leef wys. Benut elke geskikte geleentheid, want ons lewe in slegte tye. Hier is groot, Paulus kom, en hy wil hê ons moet besef, soms laat snoei ons weer dink oor hoe ons tyd gebruik. Hoe ons 'n deur sluit, 'n plan verander, 'n seisoen skuif, en skielik vra ons nuwe vrae. Waarheen is my lewe op pad? Wat vul my dae? Wat vorm my hart? Waarvoor spandeer ek, of waarop eerder, spandeer ek my energie? En die Here gebruik soms ontwrigting om openbaring vir ons te bring. Hy laat iets stop, sodat ons kan sien wat regtig besig was om ons lewe te beheer. Want tyd is nooit net 'n skedule kwessie nie. Dit is 'n aanbiddingskwessie. Hoe ons tyd gebruik wys vir ons wat waardevol is, nie reg nie? En daarom herlei God soms ons tyd, omdat hy ons harte na homself toe terugroep. Maar ook, God herlei jou prioriteite. Baie gelowiges doen baie goeie dinge, maar God roep hulle na beter dinge. Hy roep my en jou na groter, na beter dinge. En snoei verwyder goeie dinge, sodat ons die ewige dinge kan nastreef. En dit is 'n diep geestelike onderskeid wat ons as gelowiges moet kan tref in ons lewens. Nie alles wat goed is noodwendig God se beste vir nou nie. Nie alles wat moontlik is
is noodwendig ons roeping nie. Nie alles wat momentum het, dra ewige gewig nie. As ons dink aan Martha en Maria se storie. Jesus kom by hulle, hy kom kuier by hulle huis, en Martha is besig met goeie dinge. Sy wil net hê dat Jesus moet gasvry ontvang word en net die beste moet vir hom wees. Maar wat doen Maria? Maria het die beter deel gekies. Sy gaan sit by hom, sy word stil, sy luister na wat Jesus sê. En dit is dikwels die spanning van disippelskap. Nie tussen goed en boos nie, maar tussen goed en beste. Snoei help ons om te onderskei. Dit bevry ons van die tenarie van alles wat dringend lyk, sodat ons kan leef vir dit wat werklik ewige betekenis het. En 'n kernsin wat ek vanoggend wil hê ons moet aan vashou, is dat snoei verwyder nie net slegte dinge nie. Dit verwyder goeie dinge wat jou verhinder om God se beste te doen. En dan, baie keer herlei God jou roeping. Baie gelowiges ontdek later iets oor die lewe. Die lewe beweeg baie vinnig. Verantwoordelikhede word meer, skedules raak vol vir al as jy kinders het, en soms raak die lewe so besig dat ons ophou vra, hoekom doen ek al hierdie dinge? Watter vrug dra my lewe? Wat gaan oor 10 jaar, 5 jaar, 3 jaar nog vir my saak maak? Wat gaan in ewigheid saak maak? Het jy al met daai vraag gesit? Ek weet ek het. En soms vertraag God iets in ons lewens deur snoei. Nie noodwendig makliker nie, maar stiller. En in daardie stilte begin God dinge duideliker maak. Want baie gelowiges, ek en jy, ontdek uiteindelik hierdie waarheid. Jy kan ongelooflik besig wees en tog nie geestelik vrugbaar wees nie. Jy kan jou dae volmaak en jou siel leeg maak op dieselfde tyd. Jy kan baie dinge bereik en tog die kern van jou roeping heeltemal mis. En snoei eenvoudig die lewe vir ons. Dit verwyder die afleidings. Dit sny deur die geraas. Dit ontbloot wat regtig belangrik is. En dit help ons om ons roeping duideliker te sien. En dit is wat God wil hê. Onthou, God wil hê ons moet gaan van vrug na meer vrug. En God bring ons terug by die vraag, wat vra hy van my? Waarheen stuur hy my? Watter lewe bring vir hom eer? Ek wil vandag vir jou sê, God snoei nie net jou lewe nie, hy vereenvoudig dit, sodat jou roeping duideliker kan word. En dit is eintlik 'n geskenk. Dit is eintlik 'n groot stuk genade, dat God baie keer dit doen, sodat ons roeping duideliker kan sien. Dit bring my by die derde punt. En dit is, God snoei in al kleiner hoeveelhede. Met tyd gaan snoei dieper. Aan die begin snoei God ons aktiwiteite, ons besig wees. Later snoei hy gehegthede. Aan die begin sny hy dinge rondom ons weg. Later begin hy dinge binne in ons aanraak. Want die diepste probleem van die mens is nooit net gedrag nie, maar dit is aanbidding. Dit is waarop ons hart rus, waarop ons vertrou, waaraan ons betekenis verwag. En kyk hoe beskryf Paulus dit in Filippense 3 vers 7 tot 8. Hy sê, alhoewel ek hierdie menslike dinge eers as 'n wins beskou het, beskou ek dit ter wille van Christus nou as 'n verlies. Ja, om Christus Jesus my Here te ken, is so wonderlik, dat ek alle dinge as 'n verlies beskou. Ter wille van hom, het ek alles as verlies afgeskryf. Ek beskou dit as gemors, sodat ek Christus as wins kan verkry. Familie, Paulus sê, dinge wat eens vir hom 'n wins was, lyk nou soos 'n verlies. Hy sê die dinge wat vir hom lank terug belangrik was, wat hy gedink het, die lewe die moet 'n werd maak nou glad nie meer saak nie. En let op, hy praat nie net van sondes nie, hy praat van dinge waarop hy eens sy identiteit opgebou het, sy status, sy godsdienstige prestasie, sy selfgeregtigheid, sy ou bron van waarde, maar toe hy Christus sien, Handelinge 9, het alles begin anders lyk. Want, wanneer Christus die middelpunt word, word alles anders heroorweeg.
En dit is die diepste werk van snoei. God verwyder stadig die dinge waarop ons staat maak, totdat Jesus vir ons genoeg is. Hy bring ons by die plek, waar ons nie net sy gawes wil hê nie, maar Jesus. Nie net sy seëninge nie, maar sy teenwoordigheid. Nie net sy hand oor ons nie, maar sy hart in ons, binne in ons, wat deur ons werk. Want ware geestelike volwassenheid, familie, is nie wanneer jy meer selfstandig van Christus raak nie. Dit is wanneer jy nog dieper bewus word dat jy niks sonder hom het nie. Besef jy vandag, jy is niks sonder Jesus nie? En wanneer ons dit kan sê, dan begin ons hart sê, hy is my lewe. Hy is my vrede. Hy is my hoop. Hy is werklik vir my genoeg. As ek alles anders in my lewe moet verloor, as ek alles anders moet afskryf, bly hy nog steeds vir my genoeg. En ware vrugbaarheid begin wanneer Christus vir jou meer werd word as enigiets anders in hierdie lewe. Ons vierde en laaste punt vir vandag is snoei lei tot afhanklikheid. Wanneer ons na hierdie lewens kyk, die lewens van Josef, die lewens van Dawid, die lewens van Jesus, dan sien ons iets duidelik. Josef het geleer om op God te vertrou in die tronk. Dawid het geleer om God te vertrou in die wildernis. As ons kyk na Paulus het geleer om op Christus te vertrou toe alles anders weg was. En dit is dikwels wat snoei in ons lewens doen. Dit bring ons by afhanklikheid. En hier is eintlik die teologiese hart van Johannes 15. Vrugbaarheid is nie die produk van onafhanklike menslike inspanning nie, maar dit is die gevolg van voortdurende verbondheid aan Jesus. Die loot produseer nie lewe uit homself nie. Onthou, ek en jy is die lote wat vas is aan die wingerdstok. Die loot ontvang lewe. Die loot skep nie sap nie, die loot deel in die sap wat reeds uit die wingerdstok vloei. En so ook ons as Christene. Ons produseer nie geestelike lewe vanuit onsself nie. Nee, as ons dit gedoen het, was ons op 'n verkeerde plek. Ons ontvang dit uit Christus Jesus. Want snoei verwyder stadig die dinge wat ons dink ons nodig het, totdat ons ontdek, Christus Jesus self is genoeg. En dit is presies waarin Jesus sy woorde beweeg. Wanneer hy sê in Johannes 15 vers 4, julle moet aan my verbonde bly, soos ek aan julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie, as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie. En hy sê dan verder, en so julle ook, nie as julle nie aan my verbonde bly nie. Wat ons hier sien is, die doel van die wingerd was nooit net snoei nie. Die doel was afhanklikheid. Die doel was om te leer om in die wingerdstok te bly, om in Jesus te bly. En om in Jesus te bly beteken om in geloof, gehoorsaamheid, liefde, vertroue en voortdurende gemeenskap met hom te leef. Dit beteken dat hy nie net die begin van jou redding is nie, maar ook die bron van jou volharding, die bron van jou heiligmaking en die bron van jou vrugbaarheid. So vandag wil ek jou uitdaag, kom ons onthou wat ons vandag geleer het. Dat God snoei vrugbare takke. Dit beteken sy werk in jou lewe is nie noodwendig 'n teken van verwerping nie, maar dikwels 'n teken van vaderlike betrokkenheid. Snoei herlei ons lewens. Dit bring ons terug van verspreiding na fokus, van geraas na duidelikheid, van blote net besig wees na ware vrug dra. En snoei verdiep ons afhanklikheid van Jesus. Dit bring ons by 'n plek waar ons ontdek, en hierdie is groot, dat ware lewe nooit ooit uit onsself sal kom nie, maar altyd uit ons verbondenheid aan hom. Ons kernteks vir die hele reeks is Johannes 15 vers 8. En ek wil dit weer vandag vir jou lees. Dit sê, dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my disippels is. Hier sien ons die einddoel van alles, die Vader se heerlikheid. Vrugbaarheid gaan uiteindelik nie
oor ons reputasies nie. Dit gaan nie eerstens oor ons sukses of 'n platform of ons eie beeld nie. Dit gaan daaroor dat die lewe van Jesus so sigbaar word in ons, dat God verheerlik word. En die doel van disippelskap is nie bloot beter gedrag nie. Dit is God verheerlikte vrug. So kom ons gaan terug dat die prentjie waarmee Jesus begin het. Die wingerd, die takke, die tuinier. Wanneer die tuinier kom, wat God is, die wingerd snoei, probeer hy dit nie vernietig nie, maar hy berei dit voor vir die volgende seisoen van vrug. Want elke boer weet iets belangrik. Die wingerd wat die meeste vrug dra, is altyd die wingerd wat gesnoei is. So, familie, as jy vandag in 'n snoeiseisoen is, waar iets dalk weggesny word, waar jy dalk voel, God is besig om dinge uit jou lewe te verwyder, onthou dit. God snoei nie jou omdat jy misluk het nie. Hy snoei nie omdat hy jou afgeskryf het nie, hy snoei omdat hy wil hê jy moet aan Jesus behoort. Omdat hy as Vader oor jou waak hou en jou wil beskerm, en omdat hy in jou lewe 'n dieper werk doen as wat jy nou kan sien. Hy snoei omdat jy moet vrug dra, en baie vrug. En wanneer hy jou snoei, is dit nie altyd met 'n verwagting nie, dit is met 'n doel, van vrug na meer vrug, en uiteindelik na baie vrug. So familie, onthou dit vandag. As jy vandag in so 'n seisoen vas is, of voel jy sit vas, miskien is God net besig om iets dieper met jou te doen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U so aktief in ons lewens besig is. Dankie dat U wil snoei. Dankie dat U ons so liefhet, dat U ons nie wil los soos wat ons is nie, maar eerder na 'n plek wil bring waar ons lewens soos Jesus in lyk, en dan uiteindelik U verheerlik. Vader, so baie dankie vir U genade oor ons, Here, dat ten spyte van ons foute, ten spyte van ons sonde, U altyd ingryp en ons red. Ek bid vandag, Here, dat ons dit nie ligtelik sal opneem nie, maar vandag in dankbaarheid sal staan vir wat U besig is om in ons lewens te doen. Dis my gebed vanoggend vir ons elkeen in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Deel vandag hierdie boodskap met iemand wat dalk in 'n snoeiseisoen is en dit moet hoor. Maar mag jy 'n wonderlike Sondag hê in Jesus naam. Amen.